Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vandag. Wat 'n voorreg om moeders te kan vier vandag. So as jy 'n ma is of 'n ma-figuur vir iemand is, baie geseënde Moedersdag vir elkeen. En ook vir die ma's in ons lewens en die wat vir ons omgee en omarm, mag die Here ons ryklik seën. Dis lekker om ook dan met die erediens vanoggend op 'n baie besonderse ma in die Bybel te fokus. Natuurlik Maria, die ma van Jesus Christus, ons Messias. Ons kyk dan vanoggend weer in besonder na haar lewe en die roeping wat die Here vir haar as 'n ma, maar ook as mens gehad het. Voor ons daarby uitkom, kom ons word vir 'n oomblik stil. Kom ons vra vir die Here om hier by ons vanoggend teenwoordig te wees. Here God, dankie vir die voorreg om U Vader te kan noem. Here, dankie dat ons in die naam by mekaar kan kom. Seën asseblief ons vanoggend. Mag ons U aanbid en U ervaar en U beleef tydens hierdie diens. Dankie vir al die liefde en al die omverming en al die genade. Ons is lief vir U, Here. Amen. Ons lees vanoggend in ons fotum saam uit Lukas 1 uit Maria se loflied. My siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Ek groet julle in die naam van die kragtige God. Amen. Kom ons sing dan 'n lied saam om die Here, die magtige God, te loof en te prys. As ons dan na die lewe van Maria kyk, wat weet ons van haar? Maria, die ma van Jesus, een van 'n hele paar Marias in die Bybel. Sy word dan gesien as die primêre materiale figuur in die Bybel. Maria speel 'n noodsaaklike rol in Christus se menswording. Sy het aan hom geboorte gegee, aan die verlosser van die mensdom. Haar liefde en haar omgee vir haar seun, die seun van God, kan as 'n wonderlike voorbeeld dien vir elke ma. En so met Moedersdag kan Maria se lewe gevier word. Sy wat die hoofvroue figuur in die Bybel is. Sy is dan nou bekend vir haar moederskap. Maar soos alle ander ma's daar buite was Maria nie bloot net 'n moeder nie. Sy was ook baie meer as dit. Sy is 'n voorbeeld, eintlik vir baie van ons, ook vir paas, vir elke gelowige,
van hoe om in gehoorsaamheid die Here te dien. Sy het 'n roeping op haar lewe gehad en sy het die Here volkome vertrou om deur haar lewe 'n verskil in die mensdom te maak. Die Nuwe Testament beskryf Maria as 'n jong maagd wie deur God gekies is om geboorte te gee aan Jesus Christus deur die Heilige Gees. En nadat sy geboorte gegee het in Bethlehem, het sy vir Jesus grootgemaak in die stad van Nasaret in Galilea. Sy was ook in Jerusalem met Jesus se kruisiging en ons gaan ook vandag na 'n teksgedeelte kyk waar sy saam met hom en die apostels by die kruis staan. Wat is dan nie noodwendig algemene kennis van Maria se lewe nie? Ek weet nie of baie mense weet dat Jesus boeties en sissies gehad het nie. Dit wil voorkom of Maria en Josef dan 'n hele paar kinders gehad het nadat hulle vir Jesus gehad het. In Markus 6 hoor ons Jesus het boeties en sissies gehad en hulle name word genoem. Waar kom hierdie boeties dan nou vandaan, hierdie sissies vandaan? Die aanname kan gemaak word dat Maria en Josef nog kinders gehad het. 'n Alternatiewe beskouing deur die Rooms-Katolieke en Ortodokse kerke ondersteun dat hierdie boeties en sissies nie uit Josef en Maria se verhouding kom nie, maar uit vorige huwelike van Josef. Dat Maria 'n maagd gebly het en dat sy net vir Jesus gehad het. Maar hierdie siening word nie deur die skrif geondersteun nie. Matteus 1 vers 25, daar word vertel, Josef het nie met Maria omgang gehad tot na Jesus se geboorte nie. So die maklikste verduideliking is gewoonlik die beste verduideliking. God het na Jesus se geboorte vir Josef en Maria verder geseën met nog ander kinders. Wat staan verder uit van Maria se lewe? Ek dink nie daar is iets wat meer uitstaan as hierdie gedeelte waar Maria geroep is om geboorte te gee aan Jesus Christus nie. En ons lees dit saam uit Lukas 1 uit, vers 26 tot 38, die geboorte van Jesus aangekondig. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie." Maar Maria het vir die engel gesê: "Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man gehad het nie?" Die engel het haar geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal Jesus, seun van God, genoem word." En dan vers 36, "Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger, want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie." Toe sê Maria: "Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord." En die engel het van haar af weggegaan. Hier in Lukas 1 is nie die eerste keer wat ons van die engel Gabriël hoor nie. Nie net het die engel Gabriël aan Maria en aan Sagaria, die man van Elisabeth, verskyn nie, maar hy het ook aan Daniël verskyn en ons lees daarvan in Daniël 8 in die Ou Testament. En met elke verskyning van die engel Gabriël was daar 'n baie belangrike boodskap van God af oorgedra. Maar geen boodskap is so belangrik soos hierdie een nie. Wat ons kan aflei oor Maria is dat sy jonk en heel waarskynlik arm was. En in die konteks waarin sy destyds in die samelewing gewoon het, het die feit dat sy 'n vrou was ook nog teen haar getel. En al hierdie dinge moes volgens die opvattings van haar tyd haar eintlik diskwalifiseer om deur God
gekies en gebruik te word. Maar God kies vir Maria. Hy kies haar om aan hom gehoorsaamheid te bewys op 'n baie besonderse manier. En is Maria nie vir my en jou die voorbeeld van gehoorsaamheid nie? Vers 38, kyk, ek is die diensmeisie van die Here, mag met my gebeur volgens u woord. Ons kan so baie deur hierdie kort antwoord van Maria leer oor totale oorgee en toewyding aan God en hoe 'n mens totale vertroue, volkome vertroue op die Here kan stel. Maria het vir 'n enkele oomblik gehuiwer, dalk bloot omdat sy so geskok was deur die engel Gabriël se boodskap en sy het teruggereageer deur vir die engel te sê: hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man gehad het nie? Maar na die engel se verduideliking verklaar sy dat sy bereid is, dapper is, gehoorsaam sal wees aan die Here en dat sy wil in haar lewe moet geskied. Ons eer vir Maria, vir haar vrymoedigheid, haar toewyding en dat sy al so vroeg in haar lewe reeds volkome op die Here vertrou het. God het vir Maria gekies vir wie sy is om vir Jesus in die wêreld te kan bring. Sy was die perfekte, onwaarskynlike keuse wat haar storie selfs nog meer merkwaardig maak. Ons kan so baie by Maria leer oor om in gehoorsaamheid te loop. Hierna het Maria nie noodwendig 'n maklike pad in die lewe geloop nie. Haar toewyding aan God en haar roeping wat sy besef het met 'n baie duur prys gekom. En ons leer dit later met Jesus se openbare bediening en uiteindelik sy kruisiging. En so is daar 'n lied geskryf, Mary, did you know? En ons vra vir onsself, het sy geweet waartoe sy instem? Die lirieke van hierdie lied is, Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great I am. Het Maria geweet? Het sy geweet toe die engel Gabriël aan haar die boodskap gebring het dat sy die seun van God in die wêreld sal bring? Het sy geweet wat dit sal beteken? Watter implikasies dit vir haar as moeder sou hê? In Maria se bekende lied vind ons bewys daarvan dat Maria bekend was met die Ou Testamentiese leringe. En as 'n Jood het sy geleer oor skriftelike openbaring haar hele lewe lank. Haar loflied was vir ons die treffende ooreenkoms van Hanna se bekende gebed wat sy bid in 1 Samuel 2 wanneer sy vir met Samuel swanger is. En met hierdie loflied van Maria uiter sy haar eie roeping en die besef dat God haar op 'n unieke manier geroep het. Maar het Maria die grootheid van hierdie roeping verstaan, wanneer sy op haar roeping antwoord dat God haar gekies het. Die kenners sê, haar kennis van God se belofte om 'n verlosser te stuur om sy mense te red, sou daar gewees het, en is eintlik sigbaar in haar aanbidding. Met dit het sy werklik verstaan om geboorte te gee aan 'n verlosser, het sy besef wat dit sal beteken, as sy hom op 'n jong ouderdom van 33 aan die dood moes afstaan. Dat die verlossing wat Jesus aan die wêreld gebring het, heeltemal anders gelyk het, as wat die Jode vir eeue lank geglo en voorspel het. Nie 'n politieke oorwinning en die bevryding onder die Romeinse mag nie, eerder 'n opoffering, die grootste moontlike een. Jesus die Messias gee sy lewe, sodat almal die lewe kan hê.
Julle sou dalk nou met Paastyd gesien het dat Passion of the Christ beskikbaar is op verskeie platforms om te kyk. En ek weet nie of julle dalk die moed gehad het om weer na hierdie film te kyk nie, of het julle dit al gekyk nie. Maar 'n toneel daarin wat nog altyd vir my uitstaan, en dit is dalk hoe ek na Maria, ek Maria sien en oor haar nadink, is 'n toneel waar ma wees so sterk vir ons na vore kom tydens Jesus se kruisiging. Maria as ma ervaar tydens Jesus se kruisiging die harde realiteit van ma wees. Naamlik, ons kan nie ons kinders teen die swaar en die seer kry en die lyding in die lewe beskerm nie. Hierdie toneel uit Passion of the Christ help ons dan ook om te dink waardeur sy as ma moes gaan om vir Jesus aan die kruis af te staan. Hierdie toneel is nie in die Bybel opgeteken nie. Daar is nie bewyse daarvan dat hierdie regtig gebeur het nie, maar ons weet dat Maria by was toe Jesus gekruisig was, dat sy by was met sy kruispad en dat sy langs die kruis gestaan het. En hierdie toneel is eintlik hartroerend. 'n Mens kan jouself net indink hoe sy as ma moes gevoel het om Jesus so te sien ly, hoe haar hart moes breek en hoe enige ouer sou gevoel het om te sien hoe jou kind opgeoffer word, ly, gemartel word en dan uiteindelik aan 'n kruis sterf. 'n Mens wil van kleins af jou kinders teen die seer, die hartseer, die lyding in die lewe beskerm, maar ons kan bloot eenvoudig nie. En dit was ook waar van Maria as moeder. Ek onthou toe my pa oorlede was, 'n dag voor my 20ste verjaarsdag. Ewe skielik toe onthou ek wat hy vir my in 'n brief geskryf het toe ek 16 jaar oud was. Toe ek as 16-jarige my eerste hondjie aan die dood afgestaan het. Hy het toe vir my 'n brief geskryf en hy het in die brief vir my gesê, hy wens hy kon my teen die swaar kry en die seer van die lewe beskerm. En net nou die dag, omtrent so 2 jaar gelede, toe my eie kinders, Chris Marie en Leonie, hulle eerste hondjie aan die dood afstaan, toe onthou ek dadelik hierdie brief. Ek onthou hierdie brief wat my pa vir my geskryf het. Ek onthou toe hy self oorlede is, toe ek 20 was, dat ek hierdie brief onthou het. En hoe waar is dit dat hy as pa, as ouer, my nie kon beskerm teen die swaar en die seer kry van die lewe nie, maar dat hy so graag wou. En toe my kinders ook nou daardeur moes gaan, toe wou ek so graag net hierdie pyn en hierdie lyding van hulle af wegneem, of dit op myself neem. Ek dink ook sommer aan 'n fliek wat ons onlangs saam met die belydennisklas gekyk het, The Shack, en hoe in 'n visie 'n pa ook wil instaan, wanneer hy gesê word, hy moet kies, of sy dogter of sy seun. Een moet gered word en een moet hel toe gaan. En hy dan eerder sê, take me. Ons wil so graag in ons kinders se plek seer kry. Ons wil so graag hulle beskerm, sodat hulle nooit hoef seer te kry nie. Maar ons kan dood eenvoudig nie. En in hierdie toneel, en as ons kyk na Maria se lewe, dan sien ons die bewyse van 'n goeie ma, 'n goeie ouer, wat so graag hulle kind wil beskerm, maar nie kan nie. Maar steeds daar is vir hulle, as hulle val. Dit is 'n voorbeeld vir ons, van ouerskap, en ons kan dit naboots van Maria. Maria was nie die enigste een, wat by Jesus was, toe hy gesterf het aan die kruis nie. Maar sy, wat eintlik dan die enigste een was, wat by sy geboorte en by sy sterfte was op aarde, is vir my en jou 'n voorbeeld van onvoorwaardelike ondersteuning aan ons kinders of aan ons naastes. Alhoewel ons nie pyn en lyding van mense af kan wegneem nie, alhoewel ons nie baie keer in hulle plek kan lê nie, kan ons hulle ondersteun en daar wees vir hulle wanneer hulle ons nodig het. Kom ons blaai dan na ons volgende teksgedeelte vandag van Maria wat by Jesus staan langs die kruis. Johannes 19 vers 25 tot 27. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan,
sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis ingeneem. Maria het by Jesus gebly tot aan die einde van sy aardse lewe. Sy was daar toe hy gebore was en sy was daar toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Sy het ondersteuning aan hom gebied tot die dood toe. En Jesus, wat dan sy geliefde disipel vra om vir sy ma om te gee, kom leer vir ons hoe belangrik verhoudings vir God is. Dat hy ook hierdie verhouding laat bestaan het. Laat Johannes, die disipele verhouding met sy ma gebou het, met Jesus se ma gebou het. En dan hier gee hy die verantwoordelikheid aan Johannes oor om na haar om te sien. Ons leer hier oor God dat verhoudings baie belangrik is. En hy eer sy ma, Jesus Christus, deur haar sorg aan iemand anders te oorhandig voor sy dood. So Maria se lewe staan dan uit vir my en jou, as 'n simbool van God se begeerte om die duister en die gewone te gebruik om merkwaardige dinge te doen. Hoe bemoedigend is dit nie vir my en vir jou, dat hierdie eenvoudige, nederige, Joodse vrou nou bekend staan, is een van die geliefdste vroue in alle tye nie. In haar boek All the Women of the Bible skryf Edith Dean oor Maria. Though she never traveled any further than from Palestine to Egypt, and then by donkey, her story still travels to the furthest corners of the earth. Kom ons leer vandag uit Maria se voorbeeld. Kom ons onthou om nederig te lewe en met vrymoedigheid uit te gaan en ons roeping te vervul wat God vir ons het. Kom ons wees soos sy, diensbaar en nederig en gehoorsaam aan die Here in alles wat ons doen, want God kan jou ook gebruik soos hy vir Maria gebruik het. En as ouers kom ons leer dat ons nie altyd ons kinders kan beskerm teen die seer kry in die lewe nie. Ons kan ook nie noodwendig in hulle plek seer kry nie, maar ons kan tot die einde hulle bystaan en hulle ondersteun. Kom ons wees ook dienend in al ons verhoudings, daar waar ons as ma's en as ouers kan optree. En dan laastens kan ons leer dat verhoudings vir God belangrik is. So hy roep ook vir my en jou om 'n ouer vir iemand te wees. Mag ons sy moederlike liefde aan ander uitdeel. Mag ons ondersteun en bystaan en omgee en ander met deernis behandel, soos wat die moeder se hart van die Here lyk. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir Maria se lewe. Dankie vir alles wat ons by haar kan leer. Dankie dat ons ook oor ouerskap kan leer. Help ons om ander te ondersteun, ander lief te hê. Help ons, Here, om U te dien en aan U gehoorsaam te wees in alles wat ons doen. Here, dankie dat ons as ouers, as ma's vandag ook net vir U as ons ma kan dankie sê. U, Here, wat ons met die liefde en die deernis, met die moederhart lief het. Here, U is wonderlik, en U is groot, en U is almagtig. Amen. Julle is welkom om na ons afkondigings te gaan kyk. Ek hoop dat dit met almal wat verjaar goed gaan, en dat julle 'n wonderlike tyd gehad het. Onthou van ons Markdag, 24 Mei, hou ons kommunikasie dop vir enige verdere inligting. Ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die omgee liefde van God en die ewige teenwoordigheid en bystand en ondersteuning van God, die Gees, sal by jou wees. Amen.